Ons gesels 'n bietjie oor wat sê God vir ons en ons het nou so 'n reeks wat ons mee besig is. En volgende wil ek met jou gesels oor wat sê God vir ons oor konflik. Nou wie van julle het nog nooit konflik beleef nie? Okay, kom ons maak dit 'n bietjie nouer. Wie van julle het nie hierdie vakansiekonflik beleef nie? Ook niemand nie. Jo. Wat daar staan een Willie, mooi man. Okay. Kom ons kom eers by mekaar en sê net vir mekaar wat is konflik. Okay, want ek dink nou as ons die woordjie konflik hoor, net die woordjie konflik, het ons onmiddellik 'n negatiewe gedagte daaraan. Okay, konflik is maar net opinies wat verskil. Dis bloot net opinies verskil. Jy het jou opinie, ek het my opinie. En daai twee opinies wat met mekaar verskil, bots met mekaar. En hier waar die botsingkie gebeur, dis konflik. Okay. Nou ek gaan nou vir jou vra om ietsie te doen. Okay, as jy nou net ons besoek, wees rustig. Ek gaan nie iets loslaat nie. Okay? Ek wil jy met jou oë toemaak. Okay? Almal maak jou oë toe. Ek gaan vir julle 'n liedjie speel, maar jy moet nou nie hier kyk nie, want dan gaan jy nou weet wat 'n liedjie dit is. So ek gaan 'n liedjie speel, net 'n stukkie van hom. En dan wil ek hoor of jy dit sal herken. Is julle reg? Almal se oogies toe? Okay, almal se oogies toe. Nou ja, as jy nou 'n sekere ouderdom is, as jy nou so smile op jou gesig gekry, en jy is onmiddellik terug in jou kar daar by die inry, en hier's 'n speaker wat aan jou venster hang, en jy het 'n pakkie chips, of wat ook al jy saamgevat het, wat jy op pause daar by die kafeetjie gekoop het, en jy sit en kyk, en jy begin die movie nou. Nou, almal behoort dit te weet, dis die tema lied van The Good, The Bad and The Ugly. Clint Eastwood se een van die baie bekende flieks wat hy gemaak het. Nou konflik is presies dieselfde, you get the good and the bad and the ugly. Dis so, konflik het goed en sleg, en dan sommer net lelik, die lelike deel van konflik. So ek wil net vinnig ietsie daaroor sê. So ons kry goeie konflik. Dis konflik wat konstruktief is, en dan kry ons slegte konflik, en slegte konflik is ongesonde konflik. Dit los jou gewoonlik met so 'n bittersmaakie in die mond, en dan kry jy uit die aard van die saak vernietigende konflik. Dis konflik wat glad nie lekker is nie, en wat, ja, dit los baie wonde en baie seer. En dis die konflik waar ons nooit na toe wil gaan nie. So goeie konflik is konstruktiewe konflik. Dis konflik wat gefokus is op om by 'n uitkoms uit te kom. So jy het 'n span of 'n groep mense en julle verskil oor 'n idee of oor 'n metode of oor 'n plan of wat ook al. Tussen man en vrou verskil julle oor wat gedoen moet word of nie gedoen moet word nie. Dis nie ernstige goed nie, en jy soek na 'n oplossing. So ek gee my idee, jy gee jou idee, en as ons 'n groep is, almal kan hulle idees gee, ons evalueer alles oordentlik en mooi, en ons werk mooi met dit. Dit beteken dat ek en jy fokus op die probleem. Okay? So daar's 'n probleem, en die mense, almal fokus op die probleem, man en vrou fokus op die probleem, huisgesin fokus op die probleem. As jy in 'n span is, dan fokus almal op die span op die uitdaging, die probleem. Ons wil dit opgelos hê. So dis konstruktiewe, goeie konflik. En dis deel van die alledaagse lewe. Ons verskil konstant van mekaar.
Want ons is verskillende mense. Jy kan in dieselfde huisgesin bly, man en vrou kan al vir 40 jaar mekaar getroud wees, maar julle verskil nog steeds, want julle is twee verskillende mense. Verskillende opinies, verskillende denkwyse, so ons almal verskil van mekaar. Maar dis goeie, konstruktiewe verskille en ons kom by oplossings uit, want dis waarop ons gefokus is. Maar nou, as ek nou hierdie konflik eskaleer, dit vergroot, dit word ietsiekie anderster, dan verander daar iets binne in my. En dan bring dit ons by slegte konflik of ongesonde konflik. En ongesonde konflik soek oorwinning. Okay? So wat is besig om te gebeur? In plaas daarvan dat ons nou op die probleem fokus ons nou op ons emosies. Jy sien, wanneer ons nou met mekaar praat, en ons sukkel om ons emosies onder beheer te hou, of as ek baie ernstig oor myself en oor my saak en my projekkie of waarheen ek wil gaan, as ek nou ernstig is daaroor, dan sal ek daarop fokus, maar nou begin ek na my emosies toe gaan. So nou my fokus gaan na my emosies toe, en dan begin dit gaan oor hoe voel ek nou. So jou hart begin klop. Nee, jy weet mos hoe dit voel. Die vlakkie styg hier so. Hy kom so op tot hy by jou mond gaan uitkom. Okay? So dis 'n emosionele groeifase. So hy gaan soontoe, die fokus skuif weg van die probleem af na emosies toe. So ons begin mekaar nou kyk. So en waar kom emosies vandaan? Emosies kom daarvandaan dat jy wek 'n emosie binne in my. Met wat jy sê, of met die feit dat jy nie saam met my stem nie, of in my pad staan, soos wat ek voel, jy staan aan my pad, of jy gaan nou keer dat ek by my doelwit uitkom, of wat ook al. Ek begin na jou kyk, so ek is nie meer by die probleem nie, ek is nou by die emosie wat jy besig is om in my op te wek. Okay, so, en dan as jy nie hier brieke gooi nie, dan eskaleer hy na die volgende enetjie toe. Dis wanneer ons kom by lelike konflik. En dis vernietigende konflik, en jy soek vernietiging. Okay? Al wat jy wil hê, is jy wil die ander ou uitsort. Dis al wat jy wil doen. Jy sien, kyk, nou is dit nie meer, ek fokus nie op die probleem nie, goeie gesonde, ek fokus nie meer op my emosies nie, nou het ons nie meer 'n probleem nie, jy's nou die probleem. Julle weet, julle was al daar, né? Okay? Kyk julle mense so asof julle nog nooit daar was. Ons almal was al daar. Okay? So jy kyk en jy's nou die probleem. En al wat jy nou wil doen is, jy wil nie net oorwin nie, jy wil hulle vee. Is nie so nie? Wie van julle het al lus gevoel en vat ons so aan sy nekkie en hou hom daar vir 'n rukkie. Net voor jy hom los. Almal was al daar, dis wanneer konflik nou hand uitdruk. En hier kom hartseer en pyn en goed saam in die konflik, en dit maak seer. Nou, dis deel van die lewe, en konflik is deel van die lewe. Ons moet nie wegskram van goeie konflik nie. As jy nou bestuur doen van 'n span, dan sal jy weet, konflik is een van die prosesse waardeur alle spanne gaan, want ons almal verskil van mekaar, en is individue wat verskil van mekaar, en jy moet deur dit kan gaan om 'n goeie span te kan hê, om te kan verskil met mekaar, anders het jy 'n probleem. Dan gaan jy dit nie maak nie. Nou, daar's 'n teksversie in die Bybel. Ja, hierdie is vir my een van die mees magnifiekste teksverse wat daar is in die hele Bybel. En ek bedoel, daar is so baie van hulle. Okay. Jakobus 3, vers 13 tot by vers 18. Hy sê, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo afkom nie, met ander woorde van God afkom nie, maar is aards en dis natuurlik en dit is duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Maar
Die wysheid wat van bo kom, is ten eerste rein. Dit is vredelievend. Dit is geseglik, met ander woorde aangenaam, né? Vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveinsd. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. OK. As jy nou deur daai hele stuk lees, hy sê so baie, ek kan 3 dae hieroor preek. Maar hy sê vir ons, weet jy wat, né? Wanneer in 'n hart van 'n mens bittere afguns en selfsug heers, as dit daar in jou hart is, gaan alle konflik eindig by lelike konflik. Jy kan maak net wat jy wil. En ongelukkig is daar sommige mense waarmee ek en jy te doen het wat konstant met bittere afguns in hulle harte loop. Wat net op hulle self gefokus is. En hierdie mense, as jy nou hierdie stukkie lees, dan klink dit soos iemand wat dan nou net soek om die ander een te vernietig. Hulle wil nie uitkoms kry nie. Hy sê daarso, hy sê dis nie wysheid wat van bo kom nie, dit is aards, dit is natuurlik so uit die vlees uit en dit is duiwels, maar dan word 'n vyand inspireer dit. Jy kan altyd maar weet, wanneer ons konflik laat eskaleer na iets anders toe, dan is die vyand onmiddellik daar. Dis sy happy place. Wanneer ek en jy toelaat dat die emosies begin oorneem en ons fokus wegvat van die probleem af, en hy sal die heeltyd vir jou wil vertel, hoor jy wat sê sy? Hoor jy hoe sê hy dit? Dis wat hy doen die heeltyd, hy sê in jou ore, hy wil met jou praat, hy wil vir jou verduidelik, jy moet oppas vaar, sy gaan jou doodmaak, né? En dan begin, jy weet so, die goed staan hier in jou hart op, en hy sê, dis aards, natuurlik, duiwels, ok? En, by so 'n plek is daar wanorde en gemeene dade. So luister gou mooi, kom ons dra gou hierdie teksversie om, ek het dit al vir julle gesê, een of ander tyd, so ek het al gesê, as jy die teksvers omdraai, en jy lees hom van agteraf, en jy begin nou daar, waar daar wanorde en allerlei gemeene dade is. So wil jy weet of daar mense is met selfsug en bitterheid en bittere afguns en selfsug in harte, kyk na hulle dade. Hy sê waar daar wanorde en allerlei dade is, daar is selfsug en afguns. So as jy in jou huis die hele tyd stoei met hierdie ding, of jy is hier by jou besigheid, in jou werksmense, die hele tyd stoei, en daar's die hele tyd wanorde en allerlei gemeene dade, en dan moet jy maar weet, daar's iewers afguns en jaloesie, en hierdie goedjies werk daar, en dit moet gedeel word mee. In jouself, as dit daar is, en ook in ander mense se lewens. Nou, hier is 'n prentjie van die Christ of Andes. Okay? Tussen die grense van Chili en Argentinië is hierdie beeld opgerig. Hy staan nou nog daar. Okay? Chili en Argentinië het 'n oorlog gehad met mekaar oor 'n grensdispuut gehad. Daar tussen die berge van die Andes. Daar's 'n klomp berge, so hulle het nou 'n dispuut, waar loop hierdie grenslyn nou regtig? En vir jare het hulle 'n krisis gehad. En toe kom hulle by mekaar en hulle maak vrede en hulle sort dit nou uit. Hulle het hulle konflik hanteer. En toe besluit hulle om dit 'n simbool van hierdie uitsorteer van hierdie konflik te hê, gaan hulle nou 'n beeld oprig. Die Christ of Andes. En hy gaan op die grens staan, en almal wat nou by die grens kom, sal nou hierdie beeld sien, en dan sal hulle sê, maar, okay, ons het hier stoei gehad, maar ons het die konflik uitgesorteer. En hulle sit die beeld op, en almal is baie happy, tot die Chiliane, ek dink dis wat hulle noem, by die beeld kom. En toe is die oorlog amper weer van voor af aan die gang. Want, die beeld staan met sy rug na Chili toe. En hy kyk na Argentinië toe. En toe wil hulle weer beklei, want hierdie klomp Argentyne is 'n klomp skelms, en hulle laat die beeld na hulle toe kyk, en daar was amper weer 'n oorlog, totdat een van die joernaliste in 'n groot koerant 'n storieetjie geskryf het en gesê het, reeds oor hierdie beeld. Hy het gesê, die Argentyne is so skelm, die Here moet die heeltyd sy oë op hulle hou.
En toe is die Chileane heel tevrede. Toe sê hulle nee, dis okay, hy kan maar met sy rug na ons staan, hy het nie nodig om ons dop te hou nie. Konflik is 'n snaakse ding. Konflik is 'n snaakse ding. En konflik kan jou doodmaak, kan oorloë laat ontstaan. En jy kan probeer vrede maak en baie keer kos dit so 'n klein dingetjie soos die agterkant van 'n klipbeeld wat jou weer oorlog sal laat maak. So 'n mens moet heeltyd werk daarmee. So kom ons vra net vir onsself, wat sê die Here vir ons oor konflik? Hy sê dan ons moet streef om in vrede met ander mense te lewe. Ons moet verdraagsaam wees. Moenie vinnig gegrief word nie. Don't be quick to take offense. Julle ken daai woordjie, offense, né? Om gegriefd te wees. In Romeine 12 vers 18 sê hy, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou, party mense het nie 'n geneigtheid tot vrede nie. Julle verstaan dit, né? Jesus sê vir sy disippels op 'n stadium, as julle nou gaan by 'n huis en sê shalom, vrede. En as daar 'n man van vrede is, bly daar. As daar nie 'n man van vrede is nie, skud jou stof van jou voetjies af en gaan aan. Dis moontlik dat ons met mense te doen het wat nie belangstel in vrede nie. Maar kyk gou wat sê die woord. Hy sê sover dit van jou en my afhang, leef in vrede met alle mense. Nie sover dit van die ander ou afhang nie. Okay? Is julle nou by my of het ek julle nou, julle verstaan wat ek sê, kry julle warm? Lyk van julle kry warm. So ver dit van my afhang, leef in vrede met alle mense. Maar daar is 'n verstaan dat daar sommige mense is waarmee jy nie in vrede gaan leef nie, want hulle wil net eenvoudig nie in vrede leef. Okay, jy kan niks daaraan doen nie. Ecclesiastes 7 verse 9 says, be not quick in your spirit to become angry. For anger lodges in the heart of fools. Moenie hastig wees om kwaad te word nie. Jy sien, die woordjie offense beteken ek neem aanstoot. Ek word gegrief. Kom ek sê gou vir julle so. As ons kan leer, as 'n mens kan leer om nie aanstoot te neem wanneer ons met ander mense te doen het nie, sal daar nie konflik wees nie. Dis so eenvoudig soos dit. Konflik hang altyd af van die persoon wat reageer, nie van die persoon wat initieer nie. So wanneer ek en jy in 'n situasie is waar iemand iets sê wat nie lekker is vir my nie, hoe ek reageer het absoluut 100% te doen met wat gaan nou verder gebeur. A young soldier once asked Marcus Aurelius, my emperor, how can I avoid being offended? And the emperor answered, by understanding that words cannot offend unless you assume that they can. As jy aanneem dat die woorde jou seer maak, dan maak dit jou seer. Daar's 'n jong man. Hy was 'n persoon wat vinnig gegrief geraak het. So elke ding wat vir hom gesê word, het hy vinnig aangeneem. Nou in die dorpie waar hulle was, het dit so gewerk. Elke keer as iemand vir jou iets sê, dan gooi hulle jou met 'n klip. So hulle het hier klippe. So ek sê, as iemand vir hom sou sê, man, jy's 'n lui seun, dan gooi hulle hom met 'n klip. Dan tel hy die klip op, dan sit hy die klip in sy rugsak. En dan sê iemand van man, jy's sleg, dan tel hy die klip op en hy sit dit in sy rugsak. En so gaan hy sy hele lewe deur, hy maak net klippe bymekaar. Almal gooi die klippe en omdat hy nou suur raak, want hy dra swaar, nou is hy suur. Nou draai hy, en hy sit klippe in, en hy pak klippe in, en hy hou aan om klippe in te pak. En eendag te besluit, man, ek gaan gou 'n bietjie stap. Ek wil net bietjie uit die dorp uitkom, want hierdie mense in hierdie dorp, hulle gooi net klippe. En hy stap, en hulle het so 'n
paadjie wat so opstap so teen 'n berg, daar bo teen die berg is so amper soos 'n piknikplek waar die mense altyd gaan sit en dan kan jy nou mooi oor die dorp en oor die natuur uitkyk. En hy besluit hy gaan soontoe stap. En hier stap hy met sy sak vol klippe. Dis net en hy dra swaar en is moeilik want ek bedoel die klippe is swaar. En hy maak al sy hele lewe lank klippe bymekaar. So terwyl hy besig is om hier teen hierdie koppie uit te stap, toe hoor hy nou iemand kom hier agteraan gestap, maar hy wil nie omkyk nie want ek bedoel hy dra swaar. Hy's maar net besig om tree vir tree te stap. Hy sien niks om hom nie. Hy kan nie die natuur waardeer nie, hy kan nie die wandelpad waardeer nie. Want dit is swaar om al hierdie klippe te dra. En hier kom so 'n bejaarde man by hom verbygestap en al wat hy in sy hand het is so 'n kospakkie, so 'n pakkie met kos in en hier stap hy en hy stap lekker en hy stap hier by hom verby en hy kyk die ou net so terwyl hy swaar dra, stap die oom hier teen die kop op. Verdwyn na voor op die paadjie. En hy hou aan stap en hy wil die natuur nou geniet. Hy wil die lewe, hy wil bietjie uitkom en hy kom daar bo. En hier sit die oom en hy het sy piknik uitgepak en hy het sy broodjies daar en sy koeldrankie en hy sit hy lekker daar en hy kuier en hy kyk daar oor die veld en hierdie seun kom staan hier langs hom. Hy sê vir hom, ek verstaan dit nie oom. Hoe kry jy dit reg om sommer net so maklik hier teen die kop uit te stap? Ek sukkel my mors dood. Die oom sê vir hom, ja maar kyk hoe lyk die vrag wat jy dra boetie. Hy sê my oom, ek kan nie help nie. Die mense gooi my met klippe. Ja, oké, kom sê vir hom, nee man. Wat is jou probleem? As die mense jou met 'n klip gooi, dan is dit hulle klip. Maar die oomblik as jy hom optel, is dit jou klip. Sy sê, hou op om die klippe op te tel. Hy sê nou maar, hoe? Ek sit nog al iets met al hierdie klippe. Hy sê, raak ontslaaf van hulle. Haal hom uit. En nou stap hulle hier teen die koppietjie af, stap hy af en die oom is al daar ondertoe en hy stap hy af en soos wat hy stap so haal hy een vir een klip uit en kyk hierdie klip en dink hy, hierdie was my ma se klip. Dit was 'n billie enetjie hierdie. En as hy hom so gooi en hy val daar, dan is hy skielik ligter. En skielik is dit weer sy ma se klip en nie sy klip. En hy haal sy pa se klippe uit, en hy haal sy broer se klippe uit, en hy haal die bure, en die onderwysers, en hy haal almal sy klippe uit, en soos wat hy stap teen die afdraande, raak hy die las al hoe ligter. En hy kyk die klip, dan gooi hy hom dan neer. En party van hulle sy eie klippe, goed wat hy self gegooi het, en in sy sakkie gesit het. En soos wat hy stap, so raak hy al hoe ligter, en al hoe ligter, en al hoe ligter. So don't pick up stones that does not belong to you. Moenie klippe optel wat nie aan jou behoort nie. So wanneer iemand ietsie sê in die konteks van konflik of verskil, iemand iets sê, het jy altyd die keuse. Gaan ek hierdie klip optel of gaan ek hom los? As jy die klip los, dan kom maar niks van nie. Dis wanneer jy hom optel, dan word hy joune. En dan draai jy swaar. Los die klippe wat nie aan jou behoort nie. Los hulle net. Moenie jou eie weg soek nie. Aanhou om jou eie weg te soek nie. Hier is 'n belangrike skrifvers, Filippense 2 vers 3 tot 6 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie. As weer daai twee woordjies, né? Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dis 'n belangrike versie hierdie, maar daar's 'n baie belangrike woord binne in hierdie versie en dis daai spesifieke woordjie ook. Jy sien, die woord verwag nie dat ek en jy onsself net moet leegmaak en jy mag geen wil of denke van jou eie hê nie. Jy mag dit hê, maar jy moet ook fokus op ander sinne.
Andersins gaan jy 'n probleem hê. Anders gaan jy 'n probleem hê en daai probleem gaan 'n aanhou deel wees van jou lewe. So kom by 'n plek waar jy ook ander mense in ag neem. Wie van julle is altyd reg? Stam so en sê jy. Nee, nie een van ons is altyd reg nie. Nie een van ons weet alles nie. So in die konteks van konflik, wees bereid om ook ander mense se opinies in ag te neem. Jy hoef dit nie vir jou te vat nie. Maar jy kan ten minste daarna luister. Jy kan ten minste met wysheid dit oorweeg. Is dit nie wat die woord sê, in die veelheid van raadgewers is daar wysheid nie. So maak seker dat jy ook ander mense in ag neem. As ek en jy in oorwinning wil leef, gee my net 'n kans. Hier het nou iets gebeur hierso by hierdie hele besigheid van my. Probeer weer. As ek nou daar. OK. Die woorde wat ons spreek en die manier waarop ons hulle praat, het baie te doen met die handhawing van vrede. Is dit nie so nie? Die woorde en die manier hoe ons dit sê. Nou, dis mos nou lessies wat ons nou almal so leer met die tyd saam, is die manier hoe ons praat. En ons dink baie keer die manier hoe ons praat het nie 'n effek nie, maar dit het 'n direkte effek op 'n ander mens se lewe. Jy kan woorde op 'n sekere manier sê, en jy kan dit op 'n ander manier sê, en albei daai maniere gaan verskillende effek hê op ander mense se lewens. Die woord van die Here help ons daarmee. Proverbs 12 vers 18 says, "There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing." Daai woordjie rash, daai woordjie beteken speaking without thinking. Okay? So as ek en jy beheer het oor onsself en ons fokus op 'n probleem, dan dink ons en ek kan logies praat. Wat gebeur die oomblik wanneer my fokus na my emosies toe gaan? Dan neem my emosies oor. En dan begin ons praat sonder om te dink. En die oomblik as jy dit doen, that is rash words. Dis woorde so swart steke. In plaas van dat dit genesing bring dit wonde. En jou en my woorde, kind van God, ons woorde, elke woord wat ek en jy spreek, is veronderstel om genesing te bring. Is dit nie so nie? Dis wat die woord vir jou en my leer. So ek en jy moet op 'n plekkie kom waar ons leef en vra, Here, help vir my, dat my woorde, selfs binne in wanneer ek nou bietjie opgewonde begin raak oor 'n saak, binne in daai saak, dat ek selfs binne in daai saak my woorde genesing bring en nie wonde nie. En is so maklik dat ons vinnig iets sê en ons dink dis oukei, maar dis nie oukei nie. Want daai woorde het nie krag nie en dit bring nie genesing nie, dit bring nie oplossing nie. Inteendeel, wat gebeur die oomblik as ek vinnig praat? Rash words. Wanneer ek begin vinniger praat as wat ek dink, dan sê ek goed wat ek nie bedoel nie, ek sê dit op 'n manier wat ek nie wil nie, en wat gebeur nou? En dan begin die ander persoon opstaan, want hulle moet hulle self nou begin verdedig. As ek nou met 'n swaard na jou toe kom, of 'n mes na jou toe kom, en ek begin hierso na jou toe steek, wat gaan jy doen? Dan word ek is lief vir jou puncher my maar. Nee, jy gaan nie. Jy gaan keer, jy gaan iets gryp. Ek wil jy wil jouself verdedig. Niemand gaan toelaat dat iemand anders hom net steek met 'n mes nie. So dis waar ek en jy veronderstel is om te leef. Laat ons woorde genesing bring. Martin Luther King Jr. het gesê, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that." Nou luister mooi, dark words, hateful words, words that are meant to hurt cannot heal. Hoor julle dit? It cannot heal. They cannot bring light
and they cannot bring hope. En as kind van God, as 'n wedergebore vrygemaakte kind van God, is my woorde veronderstel om genesing te bring, hoop te bring, uitkoms te bring. Ek is veronderstel om op so 'n manier te praat dat iemand anders daardeur opgebou sal word en sy lewe heel gemaak kan word. In plaas van dat ek afbreek. Maar dis die aard van konflik. Wanneer dit eskaleer, vergeet ons dit en dan begin die woorde vinnig by ons mond uitkom en ons begin seermaak en ons begin vernietig. Hoe lyk jou woorde? Hoe lyk die woorde wat jy besig is om te praat met mense om jou? Dus almal van ons ken dalk so iemand, dat as jy 'n bietjie tyd met hulle spandeer, dan voel jy nader dat jy's vol gaatjies gesteek. Want elke sinnetjie is soos 'n spelleprikkie. Jy kry noepsiekie. Die hele tyd. Jy hoor sommer jy loop nader aan so heel versigtig vir hierdie persoon. Is dit nie so nie? Nee. Dit bring nie genesing nie. So ons moet Vader vra, Jesus, Heilige Gees wat in ons woon, Here, laat ons woorde genesing bring. Help my dat daar geen hastige woorde, onverskillige woorde uit my mond uitkom nie. Dat my lewe kan heling bring in ander mense se lewens. As jy seer gemaak is, of iemand anders jou seer gemaak het, gaan versoen met daai persoon. Dis jou en my verantwoordelikheid, dis wat die woord van die Here ons leer. Matteus 5:23-24 sê hy, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom bring dan jou gawe. Gaan versoen eers. Met ander woorde, ek is nie kwaad vir hom nie, hy is kwaad vir my. Die Here sê, gaan versoen. Gaan sort dit uit. Is daar iemand in jou lewe, nou op hierdie oomblik, wat kwaad is vir jou, as gevolg van 'n konflik, wat hand uitgeruk het, een of ander iets wat gebeur het? Al die woord van die Here is baie duidelik, ek en jy het nie keuse nie, hy sê, gaan versoen. Gaan versoen, gaan maak reg. Gaan sort dit uit, sodat jy rustigheid en vrede en kalmte in jou lewe kan kry, en daai persoon rustigheid en vrede en kalmte in hulle lewens kan kry. Gaan sort dit uit en maak reg. Ingrid Betancourt het gesê, reconciliation is a decision that you take in your heart, not on facts. Jy kan sê, die feite sê, hy het my seer gemaak, hy het my te nagekom, of sy het dit gedoen, en sy het dit gesê, en dis die feite. Maar dis nie waar ons besluit te neem om te reconcilieer nie, ons neem dit hier binnekant waar Heilige Gees woon. En hy sê, gaan maak reg, jy kan nie op hierdie manier aanhou leef nie, kind van God. Dit sal jou doodmaak. Dis daai verhoudinge wat so stikkend is, wat jou opbreek en jou vernietig. Maak reg, kom by die Here uit. Ons moet aanvaar dat geweld is nie aanvaarbaar nie, en dis nie iets wat vir God behaaglik is nie. Nou onmiddellik as ek en jy praat van geweld, dan dink ons aan iemand wat jou met die vuis bykom, of weet, wat jou liggaamlik wil seermaak. Maar wat ons baie keer vergeet, is emosionele geweld is net so gewelddadig, soos fisiese geweld. En luister mooi, sommige mense hou daarvan. Dit laat hulle sterk en magtig voel. Wanneer hulle bo oor mense kan hardloop. Wanneer hulle self die vrymoedigheid toeëien om met hulle monde te kan sê wat hulle wil. En ongelukkig is dit baie keer so dat dit die manne is wat dit doen, want hulle is groter en sterker en fisies ook groter en sterker en hulle is beledigend en sê goeders op 'n manier wat die vrou in hulle lewens vernietig. Dis emosionele geweld en is net so erg soos fisiese geweld. Inteendeel is die effek daarvan groter en hou baie langer. So daar is nie plek in enige een van ons in die konteks van konflik om geweld te gebruik nie fisies nie, en die meeste van ons sal wegskram van fisiese geweld, maar definitief nie emosionele geweld. En emosionele geweld is wanneer ek my siening,
op iemand anders af forceer. En jy het nie 'n keuse nie, jy sal dit aanvaar. Want dis hoe dit is. Dis emosionele geweld. Proverbs 24 verse 1 to 2 says, "But be not envious of evil men, nor desire to be with them, for their hearts devise violence and their lips talk of trouble." Moenie 'n emosionele boelie wees nie. En jy hoef ook nie toe te laat dat iemand jou emosioneel boelie nie. Jy kan opstaan vir jouself. Jy het nie nodig om geboelie te word nie. En onthou laastens dat God is die uiteindelike verdediger van die mens. En jy kan met mense maak wat jy wil, maar onthou God gaan een of ander tyd voor jou kom staan. En mense kan met jou maak wat hulle wil, maar een of ander tyd sal God voor hulle staan. Want dis wat hy doen, hy verdedig ons, hy sit sy hand op ons, hy help ons. Psalm 68 vers 6 sê, 'n Vader van die wese en 'n regter van die wese is God in sy heilige woning. Dis wie hy is die verdediger van die mens. So, net 4 vinnige praktiese stappe. Vra jouself, binne in die konteks van konflik, sal dit werklik 'n ewigheid in die ewigheid saak maak? Hierdie saak, waaroor ek nou so 'n boei maak, in die ewigheid, gaan het kyk maar nie dit wat by myself is, van hierdie voor 10 jaar op saak. Konflik te hê oor 'n situasie, net omdat jy nou dit wil hê. So vra jouself daai vraag, sal dit nog oor 10 jaar belangrik wees? Of ten minste in die ewigheid, sal dit in die koninkryk van, is dit belangrik, hierdie in die koninkryk van God? Is dit regtig nodig dat ek konflik moet hê hieroor? Alexander Dumas, hy het 'n interessante gesig, julle kan die gesig daar sien. Hy's 'n skrywer, 'n novelist, en hy het ook plays, wat noem jy die goed is, opvoerings geskryf. En eendag was hy in 'n woordewisseling, 'n konflik met 'n jong politikus. Hy het goed geskryf oor die politikus en hulle het nie saamgestem nie, en hier het hulle nou hierdie konflik met mekaar, lekker kwaai, en hulle is mos nou, en in daai tyd was 'n man se eer mos nou sy belangrike ding. Julle weet mos nou? Uur, my uur, okay? En nou stry hulle met mekaar, en op die einde van die dag stry hulle so met mekaar, dat die een sy handskoentjie uitplik, en die ander ou die gesig slaan met die handskoentjie, en sê, dis die einde daarvan, ons gaan mekaar nou beet kry. Maar albei van hulle was uitstekende skuts, gewere, weet so, want hulle, julle weet ons nou, hulle het ons die pistole gevat, rug teen rug, stap so 'n paar tree van mekaar, of draai om en skiet mekaar. Snaakse wêreld. Maar in elk geval, dit was nou sy eer, maar albei van hulle is uitstekende skuts en hulle het geweet. Wel, die kans is goed dat hulle albei mekaar gaan doodskiet, want hulle kon. Hulle was albei saam in 'n paar sulke gevegte gewees. En hulle besluit toe, hulle gaan loetjies trek. Okay? En die een wat die kortste lood trek, hy moet homself gaan skiet. Dis mos nou 'n lekker oplossing, is dit nie? En hierso trek hulle loetjies, nou het hulle mense wat daar saam met hulle staan, wat nou toesig hou oor die ding, hier is die geweer, hy's gelaai, al die koels is in, almal het mooi gekyk, die hele ding is reg, hy sal skiet, en so aan, en hierso is die skeieregter nou, en hy het sy loetjies daar in die trek, en Alexander Dumas trek die kortste loetjie, nou moet hy homself gaan skiet, en soos, jy weet, hierdie trots nou, sit hy sy loetjie neer, vat die pistool, jy weet, vol bravade, ek sien kans vir hierdie ding, en hy stap uit daar uit, en hy gaan in 'n ander kamer in. Nou staan die ouens daar en wag, en dan gaan 'n skoot af. Skiet die skoot. Almal hardloop daar om, en toe hulle so in die kamer kom, hier staan hy met die pistool wat so rook, die rookie draai so uit die pistool uit, en hy sê vir hulle, gentlemen, the most regrettable thing happened. I missed. Maar dis trots wat jou daar bring. Dis trots wat hulle daar gebring het. Op so 'n simpel plek. Waar jy 'n keuse maak om te
Jy kan dit amper nie bedink nie. Trots. Moenie laat jou trots jou met konflikte laat leef nie. Hou op daarmee. Vra jouself, is jy oortuig dat jy reg is in hierdie situasie? Nie almal van ons is altyd reg nie. Wees bereid om ander mense se gedagtes in ag te neem. Wees bereid om ander standpunte te oorweeg. Nie een van ons is 100% reg nie. Party is 99%. Nee, jy is nie eens 99%. So vra jouself, is ek reg? Is ek reg? Is hierdie standpunt, hierdie ding wat ek het, is dit reg? Daar is net een ding wat regtig reg is. Is net hier is absolute waarheid, dis absoluut reg. Die res, alles buitekant hierdie, is net opinies. So vra jouself of jou opinie die regte opinie is. Evalueer die volgende. Is jy voortdurend betrokke by konflik? Dis asof party mense konflik aantrek. Want dalk is die probleem jy. Nie al die mense met wie jy konflik het nie, dalk is jy die probleem. Dalk laat konflik jou magtig voel. Dalk laat konflik jou voel jy's in beheer. En jy weet jy het nou julle nou mooi vertel wat jy dink van hierdie storie. En laastens, werk daaraan om te sê jou woorde met vriendelikheid te sê en met 'n nederige emosionele toon. Maak seker as jy praat dat jy op die regte manier praat. Asem genade. Die woord sê, Efesiërs 4:29, dat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. So, gee jou woorde genade. Dink gou-gou 'n bietjie terug aan jou laaste konflik wat jy gehad het. Maak nie saak met wie dit was nie. In daai oomblik, terwyl jy besig was om jou sê te sê, het jou woorde in daai oomblik genade gegee. Want dis waar ons veronderstel is om te leef. Ek dink as ons dit kan regkry om net daai versie te leef wat ek nou gelees het. As ons dit kan regkry om daai versie te leef, weet jy wat? Alle konflik sal dan goeie konflik wees. Want almal van ons se woorde sal woorde van genade wees. So kom ons leef op daai plek waar ons woorde genade gee. Kom ons maak ons oogies toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U ons leer, dat U in ons lewens inspreek en ons help as U kinders. Ons sal ook in die konteks van konflik in ons lewens reg leef, Here, soos wat U wil hê ons moet. Dankie dat U ons daarmee help. Dankie dat U vir ons kom leer. Dankie dat U God is wat ons net kom bystaan, krag gee en versterk, ook binne in ons lewens. Om nie toe te laat, Here, dat enige konflik in ons lewens hand uitdruk nie. Wil jy oë gesluit, dan wil ek net 'n uitnodiging vir jou gee. Miskien sit jy hier en jy het konflik in jou hart met iemand. Jy het dit beleef, dit het baie seer gemaak. En is vir jou 'n baie moeilike ding. Ek wil graag saam met jou bid, want die Here kan jou genees, net Hy kan genesing gee. Dalk is dit 'n konflik wat nou nog aan die gang is en jy weet nie hoe om dit klaar te maak of te eindig nie, en hoe om terug te draai daarvan nie. Maar die Here weet, Hy kan jou help. Hy sal vir jou die regte woorde gee, jou die vermoë gee om 'n verskil te maak. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy volgens sê, Here, ek het nodig dat U genesing bring in my eie hart vir goed wat gesê is. Miskien het jy 'n klompie klippe langs die pad opgetel en jy dra baie swaar aan daai klippe.
en jy moet dan volgende ontslaa raak van hulle, so gee hulle vir die Here. Hy het gesê, gee jou laste vir my, ek sal hulle dra. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy nou iets het om vir die Here te gee, die klippe van mense se woorde, of konflik wat jou seer gemaak het, of miskien net iets waarmee jy tans stoei, en jy weet nie hoe om uit dit uit te kom nie. Ek wil saam met jou bid. As jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete, en jy sê net, Here, ek vra U, kom help my in hierdie saak, asseblief. U hoor my, U sien, U ken my hart, U weet, Here, hier is vir my 'n moeilike plek, en ek kom vra U om vir my te help hiermee, asseblief. As jy eenvoudige uitnodiging, as jy moet reageer, staan gou op jou voete, jy sê net vir die Here, Here, ek vertrou U om my te help. Partykeer sukkel ons om onsself te help in 'n situasie. Dit is net te moeilik om onsself te help. Dalk te seer, die vrag te swaar, Here, kom help my. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan, U ken hulle harte, U ken hulle hele wese. U weet wat dit is wat hulle saam met hulle dra. U weet watter hartseer en pyn daar is. Ek kom vra U, Koning, U is die geneesheer, dat U genesing bring, dat U uitkoms bring, dat U antwoord, dat U heel maak, dat U gesond maak. Here, as hier mense is wat hierdie groot vragklippe saam met hulle dra van mense se woorde, ja, vat dit by hulle weg asseblief, Here, maak die las ligter, help hulle om ontslae te raak van hierdie swaar las wat hulle dra. Dankie dat U dit doen, dankie dat ons dit kan vra vir U in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen.